15 dissiplines wat in die woord geïdentifiseer is, dat mense die heeltyd vir hulle self ontdek wie Jesus is, maar nie net wie Jesus kognitief is nie, wie hy vir hulle is. En dis waarom die tema is 'n verlosser wat my wêreld en my realiteit ken. So as ons kyk na die definisie van ontdekking, vanuit as 'n Bybelse dissipline of gewoonte, is dit die doelbewuste en lewenslange dissipline om Jesus deur die skrif en die evangelies beter te ken, sodat ons hom nie net reg glo nie, maar om werklik, en dis waar die verhouding gedeelte begin, maar om werklik begin volg, vertrou en navolg in die alledaagse lewe, die begin van ware disippelskap. So verlede week het ons gevra, maar wie is hierdie Jesus en wie ons glo? En Lucinda het pragtige preek het ek en so mooi, ek het sulke fantastiese terugvoering oor haar boodskap gekry. Want daar het ons ontdek dat hy die skepper is, dat hy volkome God is, dat hy alle gesag het, dat hy heerskappy het oor alles, ook oor jou en my, as ons sê dat ons is kinders van die Here. Dit alles is eintlik ontzagwekkende waarhede. Maar vandag wil ek iets anderster met julle deel, dat hierdie selfe God, hierdie ontzagwekkende God, is ook die een wat in my en in jou wêreld instap. En hy het dit ingestap deur waarlik mens te kan word. Johannes sê vir ons aan Johannes 1 vers 14, en die woord het vlees geword en het onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die enige geborene wat van die Vader afkom, vol genade en waarheid. God het mens geword. Die skepper van die hemel het 'n menslike liggaam aangeneem. Hy het in ons wêreld ingestap met al sy pyn, moegheid, miskien trane en versoeking. En die vraag is, hoekom? Dit is omdat hy 'n verlosser is wat jou wêreld in realiteit ken. En dis wat ons uitpak vandag as die tweede tema van ontdekking. So, al kan jy net dit onthou, dat die gewoonte van dissipline is om in die woord, maar ook in jou persoonlike lewe, 'n lewenslange proses te hê om te ontdek wie Jesus is. Nie net vir almal nie, maar vir jou spesifiek. Jesus was nie net 'n gewone mens nie. Hy was God wat mens geword het. En ons begin hier, want dit is seker een van die moeilikste teologiese konsepte om te verstaan. Hoe kan Jesus 100% God wees en 100% mens? Want daar's mense wat deur die eeue gedink het, hy was maar net 'n goeie mens wat na God opgeklim het. Ander het weer gedink, ander leerlinge het gedink, hy was God wat amper soos 'n in 'n clown suit of 'n kostuum ingeklim het en soos 'n mens gewees het, maar hy was eintlik net God gewees. Maar dis alles verkeerd, want dis nie hoe die Bybel vir ons Jesus openbaar nie. Ek dink die waarheid is veel meer radikaal en veel meer wonderliker en veel meer bokant ons koppies om dit te kan verstaan, volledig te verstaan. Filippense 2 vers 6 tot 8 sê, hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan mense gelyk te word, en in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood, ja, die dood van die kruis. As ons hierdie vers uitpak, dan sien ons daar's 'n klomp dinge. Hy wat in die gestalte van God was. Jesus was God, nie net 'n bietjie goddelik nie, nie God se gunsteling engel nie. Nee, hy was God, voluit, van die begin af, van ewigheid af. En dan sê hy dit nie as roof beskou om aan God gelyk te wees. Met ander woorde, hy het nie aan sy goddelike voorregte vasgeklou, asof iemand dit van hom kon steel het, maar hy het homself ontledig, sê die woord. Nou daardie woord is 'n baie bekende teologiese woord, dis 'n woordjie wat beteken kenosis, wat sê hy het homself leeg gemaak van sy goddelike eienskappe. Met ander woorde, hy het nie sy goddelikheid enigstens verloor nie, maar hy het basies dit nie gebruik nie. Hy het hom ontledig, hy het nie daarvan gebruik gemaak nie. Dink so daaraan, om dit 'n bietjie te probeer verduidelik,
Want die goddelike drie-eenheid is te groot vir ons om te verstaan. Dis hoe die Bybel God aan ons voorstel, en dis waaraan ons moet vashou. Maar dink nou byvoorbeeld om dit op 'n menslike manier vir julle te probeer verduidelik. As 'n miljonair besluit om in 'n plakkerskamp te gaan woon, om die mense van die plakkerskamp te help, verloor hy nie sy geld nie, maar hy leef nie meer soos 'n miljonair nie. Hy het sy gemakprys gegee, maar hy het nog al sy geld, maar hy maak nie gebruik van daai voorregte nie. Hy help vir mense. En dis presies wat Jesus gedoen het. Hy het nie van hierdie voorregte gebruik gemaak nie. Jou gemak het hy opgegee, jou realiteit as 'n miljonair was nie belangrik nie. Hy het in daai plakkerskamp geleef. En dis wat ons moet verstaan. Hy was 100% God en 100% mens. Maar hy het nie sy goddelike voorregte as mens gebruik nie. Maar dit het hom nie 50% God gemaak en 50% mens nie. En dan lees ons hy die gestalte van 'n diensknegt aangeneem. En dit julle kom maak al die verskil, want as Jesus net God sou wees, sonder om 100% mens te wees, sou ons hom nie kon verstaan nie, of sou hy ons nie kon verstaan nie. Maar as hy net mens was, sonder om God te wees, sou hy ons nie kon red nie. Ons het 'n verlosser nodig gehad wat beide is. En dis presies wat ons het. Een van die moeilikste konsepte, maar dit is hoe die woord Jesus aan ons probeer verduidelik. En dat hy 100% mens geword, omdat hy in ons wêreld wil instap. En dis wat ek wil hê jy moet kan huis toe neem vandag. Wie jy is, miskien gaan jy deur trauma, miskien het jy groot vreugdes, miskien het jy probleme wat jy nie kan oplos nie, miskien is jy hartseer, miskien is jy depressie. Jesus het in daai realiteit ingestap, toe hy 100% mens geword het. En as ons sê hy het in daai realiteit ingestap, dan kan ons sê hy het beleef wat mense beleef, en hy het nie op sy goddelike staat gemaak om uit daai moeilike situasies uit te haal nie. En dis die tweede punt, is dat Jesus het menslikheid volledig ervaar. Hy was nie nog God gewees en net gemaak asof hy mens was nie. As ons sê hy was 100% mens, dan beteken dit hy het dieselfde goed ervaar as wat ek en jy daagliks ervaar. Ek het aan die begin gesê, sommige mense net gedink dat hy het voorgegee om 'n mens te wees. Hy het nie werklik seer gekry nie, hy het nie werklik honger geword nie, hy was nie werklik versoek nie. Maar dan onteer ons dit wat die Bybel oor Jesus sê. Ons lees in Lukas 8 vers 23, hoe hy het moegheid geken. En terwyl hulle vaar het aan die slaap geraak, toe steek daar 'n storm van wind op in die meer, en die skei het vol water geloop en hulle was in gevaar. Jesus was so moeg gewees, dat hy in 'n storm op 'n klein bootjie, en daai bootjie is op die see van Galilea, is nie groot nie, aan die slaap geraak het. Was jy al so moeg gewees, dat jy jou kop miskien op jou lesenaar gesit het en gesluimer het? Miskien gedink het jy gaan 'n televisieprogram kyk, maar ek dink party mense raak sommer outomaties aan die slaap as hulle televisieprogram kyk. En net ingesluimer het. Was jy al so werklik so moeg gewees dat dit vir jou voel asof jy net op outomaties beweeg? Jy het niks ekstra om te gee nie. Het jy al ooit deur jou kind se huil probeer slaap wat net nie ophou nie, en jy magteloos en moedeloos word, maar jy is so moeg? Ek dink daar's baie ma's en pa's wat presies weet hoe dit voel. Dan moet jy weet, Jesus ken dit. Jesus het medelee gehad. Ons sien toe die skare daar was en hulle kos gehad het, sê die woord, hy het innerlik met sy hart geskeur vir hulle. Dit was nie 'n oppervlakkige shame nie. Dit was regtig waar sy binneste was seer vir die mense wat honger was. Wanneer jy 'n kind sien van honger op TV en jou maag draai en jy's ontsteld, of jy sien of jou vriend sukkel met kanker,
Jesus het dit gevoel. Hy is nie 'n ver af onverskillige God nie. Hy gee om, diep, eg. Hy het woede geken. So alles menslike emosies. Hy het 'n klomp ouens met 'n sweep uit die sinagoge gejaag. Hy het honger geken. Hy's 'n versoek in die woestyn daarmee. En dan het hy versoeking geken. En julle, as ons daarby stil staan, so bietjie stil staan, want dit is belangrik. Hebreërs 4 vers 15 is so 'n mooi versie wat sê, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakheid kan meevoel nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde. In alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde. Wanneer hou versoeking op? Dink mooi daaraan. Jy word versoek. Wanneer hou hy versoeking op? Wanneer jy toegee daaraan. As jy toegegee het aan die versoeking, dan hou die versoeking op. Maar as jy versoeking weerstaan, raak dit moeiliker. Word daai versoeking al hoe erger en harder. En dan lees ons Jesus het dieselfde beleef. Duiwel het hom lekker versoek. Maar hy het nie geswyg nie. Dit beteken dat hy die volle krag van versoeking wat ek en jy daagliks voel, het hy beleef, maar hy het dit weerstaan. Maar wat wil dit vir ons sê? As jy sukkel met versoeking, as jy sukkel met welis, met trots, met woede, met geld, eintlik met enige iets waar jy versoek kan word, dan wil sê Hebreërs 4 vers 15 vir ons sê, Jesus verstaan dit, want hy's in alle opsigte versoek, maar hy het nooit toegegee nie. En omdat hy dit verstaan en omdat hy dit oorwin het, kan hy vir jou en my help om presies dieselfde te doen. Jesus het gehuil. Jesus het gehuil by Lazarus se graf. Het jy al ooit jou hart uitgehuil daar in die donker, waar niemand jou sien nie? Jy al ooit gehuil by 'n graf? Jesus het ook. Het jy al ooit gevoel of jou hart gaan breek van hartseer? Jesus het dit beleef. Kan julle dink aan daai nag in die tuin van Getsemane, wat dit vir hom moes wees? Sy hart het gebreek. So, die emosie waardeur jy gaan, jou verlosser het in jou werklikheid en in jou realiteit kom instap. Hy ken dit. En as ons vir mekaar dan die vraag vra, maar wat beteken dit vir ons? Hoe raak dit vir ons? Dan is dit dat Jesus is nie 'n ver af God nie. In Jesus het ek 'n God wat my wêreld ken, wat ingestap het daarin, wat my pyn ken, my moegheid ken, my frustrasie, my versoeking, my trane. En wat die woord vir ons wil kom leer. En dis wat die woord wil hê, ons moet ontdek. En as jy vandag begin met hierdie ontdekking, Jesus is nie ver nie. Hy's naby en hy verstaan. As jy soms dink dat Jesus verstaan jou nie, hy weet nie waardeur jy gaan nie. Hy verstaan. Hy is naby. Maar ons het soms nodig om dit te ontdek, veral as jy groot geraak het met 'n verskriklike intellektuele verstaan van jou geloof, het jy nodig om te ontdek dat Jesus is ook naby jou. Hy is nie ver van jou nie. Die derde ding wat ons weet en verstaan as ons sê dat Jesus het in ons wêreld ingestap en hy verstaan vir my en vir jou so goed, is dat hy is God se liefde in aksie. Want as ons die vraag vra, hoekom het Jesus dit alles gedoen? Hoekom was hy bereid om aan die kruis te sterwe? Hoekom het hy as 'n almagtige God mens geword? Hoekom het hy lyding verduur? Dan is die antwoord eintlik eenvoudig, maar diep. Liefde. Johannes 3 vers 16 kom sê dit vir ons. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore kan gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dit is 'n God wat in jou wêreld kom instap. Dit is 'n God wat dit baie persoonlik maak. Ek sal bereid wees om vir my kinders te sterf. Ek sal selfs bereid wees om vir vriende te sterf. Maar as ek vir 'n vyand moet sterf, gaan dit 'n bietjie moeiliker wees. Ek weet nie van julle nie, maar
daai besluit gaan nie so eenvoudig vir my wees, as ek vir iemand moet sterf wat my eintlik haat nie. En dis presies wat Jesus kom doen het. Nog voordat ons hom geken het, terwyl ons eintlik nog sy vyande was hy bereid om vir ons te sterf. Dit is liefde soos wat ons nie kan dink nie. En dit maak dit baie persoonlik. So Jesus kom vir persoonlik God se liefde vir elkeen van ons. 'n Kollega van my vertel vir my 'n storie van 'n vrou wat in sy gemeenskap kanker gehad het, terminaal. Die dokters het gesê sy het net 'n paar maande oor. Haar man was 'n reuse sakeman, direkteur van 'n paar maatskappye. Hy het kliënte gehad, groot inkomste. Maar hy het elke dag by 'n hospitaal gaan sit. Hy het nie net besoekie, hy het daar gebly. Hy het haar hand vasgehou, haar hare uitgeborsel toe dit begin uitval het, haar gehuil getroos. Hy het haar medisyne geadministreer. Hy het haar liggaam gewas wanneer sy te swak was. Hy het nie net vir haar gesê ek is lief vir jou nie. Hy het dit geleef tot op die laaste dag toe sy oorlede is. En toe sy oorlede is en hy haar by haar bed sit, het hy gesê, dit was die eer van my lewe om jou so te kon gedien het. Dit was die eer van my lewe om jou so te kon gedien het. Dis wat Jesus gedoen het, net op 'n veel groter skaal. Hy het nie net van die hemel af gesê, o, hy is lief vir ons nie. Nee, hy het in ons pyn kom instap. Hy het ons gedra. Hy het daarvoor gesterf. Hy is liefde persoonlik. Die vierde ding wat ons oor Jesus leer is net so ongelooflik. Ek dink dat Jesus is 'n diensknegt. Hy het gekom om sy lewe te gee, maar hy het gekom om te dien. En die koning van die heelal kom in die vorm van 'n slaaf om ons te dien. In ons wêreld, hoe hoër jy klim, hoe meer mense dien vir jou. Is dit nie so nie? Hoe hoër jy in 'n maatskappy is, hoe meer mense dien jou. Jy is die baas, jy is die CEO. Die president het bedienaars, hoeveel wagte. Die CEO het persoonlike assistente. Die sterre en celebrities het 'n hele entourage wat saam met hulle beweeg. Maar Jesus, God self, die hoogste van die hoogste, hy het dit nie gehad nie, want hy het gekom om te dien. In Handelinge 1 vers 2 lees ons dat Jesus voortgegaan het om te doen en te leer. Let op die wat gebeur eerste. Eers doen en leer. So Jesus het nie net vir mense goed gesê nie, doen dit, doen dat, doen dit. Dis wat julle moet doen om my te volg nie. Nee, hy het eers gedoen, eers die voorbeeld gestel, en dan het hy gesê, volg my voorbeeld. Jesus kom vra nie vir ons iets wat hy nie self gedoen het nie. Hy het dit gemodelleer en hy het sy lewe daarvoor gegee. Dit is die Jesus wat ons volg. As ons hier uitstap, wat beteken dit nou regtig waar vir ons? Ek dink daar's 3-4 goedjies wat dit beteken. Ek dink die belangrikste een is, ons het 'n verlosser wat verstaan. Wanneer jy moeg is, wanneer jy versoek word, dan verstaan Jesus dit, want hy is ook versoek en hy het oorwin. Wanneer jy hartseer is, het Jesus gehuil. Wanneer jy worstel, dink hoe Jesus geworstel in die tuin van Getsemane. Hy het gebid totdat die sweet op hom uitslaan soos bloeddruppels. Jy is nie alleen nie. Die tweede ding wat Jesus vir ons leer, is wanneer ons hom begin ken, is ons moet in sy voetspore volg. Dis een van die groot skuwe wat hierdie gemeente besig is om te doen. Te lank het ons net die boodskappe gehoor, kognitief ingeneem, gedink, die leraar het vandag 'n alright boodskap gehad, of dit was 'n pragtige boodskap, maar ons het nie, dat dit nie ons lewens verander nie. Daar kom 'n tyd waar 'n ou moet 'n keuse maak. Volg jy, met ander woorde, is jy gehoorsaam, of is jy nie gehoorsaam nie? Filippense 2 vers 5 sê, want dis 'n opdrag van die Here, laat die gesindheid in julle wees wat ook in Christus Jesus was. So hy is vir ons die meester voorbeeld. En dis waar ons moet leef. So in terme van die diensknegt wat hy was, moet ons diensbaarheid kies bo status. Liefde bo gemak. Ander kies bo onsself. Daar is miskien iemand in jou lewe
wat dalk voel God verstaan hulle nie. Hulle sukkel, hulle is moeg, hulle is versoek, hulle huil. Jy kan vir hulle deur jou lewe wys dat God hulle wêreld ken. Jy kan sy instrument wees waardeur dit gebeur. Nie net deur dit vir hulle te sê nie, maar deur in hulle wêreld in te stap. Deur te dien, deur hulle lief te hê, deur teenwoordig te wees. Dalk is dit vandag jou buurman wat sy werk verloor het. Dalk is dit jou kollega wat met depressie sukkel. Dalk is dit 'n familielid wat deur 'n egskeiding gaan. As ons dieselfde gesindheid moet hê wat Jesus gehad het, dan beteken dit dat God roep jou, soos wat hy in ons wêreld ingestap het, dat jy in hulle wêreld sal instap. Nie om hulle te vermy nie, maar om hulle lief te hê. Nie om hulle te oordeel nie, maar om hulle lief te hê, soos Jesus ons lief gehad het. Nommer 3 is vir my so belangrik. Ons moet intiem met hom groei. Ons intimiteit moet groei. Ons kan nie net glo en hy's ver af en ons staan nie in 'n verhouding met hom nie. Verlede Sondag en hierdie Sondag ontdek ons wie Jesus is. Ons het gesien hy is die skepper. Hy het volkome gesag. Hy's heerser. Maar ons het ook vandag gesien hy's volkome mens wat in ons werklikheid kom instap het, wat ons verstaan. Stoei jy met iets? Worstel jy? Is daar iets wat jy nie lekker verstaan nie? Is jy hartseer? Jy depressie? Het jy geldelike probleme? Daar's niks wat Jesus nie verstaan en nie medelee hê nie. Hy kan vir jou op die ou en die oplossing wees. Maar daarvoor het jy nodig om hom te ken. Dis onmoontlik om nader aan Jesus te groei en nie intimiteit met hom te beleef nie. As jy nader aan Jesus groei, gaan jy intimiteit met hom beleef. Want mense, jy kan alles van Jesus weet. Sy geboorte, sy dood, sy opstanding. Maar as jy hom nie ken nie, dan het jy niks. Dan help al daai heilsfeite wat jy ken, help jou niks nie. Want jy moet hom ken. Hoe groei ons in hierdie intimiteit? Laat toe dat die woord jou begelei. God se geopenbaarde woord vertel vir ons hoe Jesus met mense omgegaan het. Met die sondaars, sonder om hulle te oordeel, maar hoe hy hulle getrek het deur sy gees. Met kinders, met verlorenes. Pit. Meer as net rympies. Is jy lewensmoeg? Deel dit met God. Is jy bly en vreugdevol? Deel daai vreugde met die Here. Praat met hom soos 'n vriend, want dis wat hy wil wees. Want hy is jou vriend. Hy is jou Here, maar hy het in jou wêreld kom instap. En dan volg sy voorbeeld. Iewers moet ons op koppad kom. Ons het beleef dat die Here se woord vervaar ons hierdie jaar is gehoorsaamheid. Iewers moet ons besluit. Ons gaan nie net langer hoor wat die woord sê nie, maar ons gaan ook begin doen wat die woord sê. En ons moet mekaar daarmee help. Dien soos wat hy gedien het, lief hê soos wat hy lief gehad het. Die 4de een is vier sy teenwoordigheid. Hy's nie ver nie. Hy's by jou, elke oomblik, elke dag. Dis soms ons wat die afstand voel. Juis omdat ons voel, maar ons is nie goed genoeg nie, ons is nie heilig genoeg of wat ook al nie. Hy sê, kom soos wat jy is. Almal wat moeg en oorlaai is, kom na my toe en ek sal julle rus gee. So, nou stap jy by hierdie gebou uit. Wat kan jy prakties doen, sodat hierdie boodskap, dat jy dien 'n God wat in jou wêreld in werklikheid instap, wat verstaan wie jy is, beter as jy jouself verstaan. Wat doen jy prakties? Een van die beste maniere is om te sien hoe Jesus met ander mense omgegaan het. En hoe het hy dit gedoen? Ons lees dit in die evangelies. As jy evangelie wil begin lees, begin die evangelie lees. Begin met Johannes en sien hoe hy op spesifieke maniere met mense omgegaan het. Maak notas, joernaal dit. Ek het nou moes met die boere die disipelskap kursus afgeskop by Karoo Liggemeente in Stytlerwil. Het ek vir hulle gesê, want
Die boere het almal sulke BKB-boekies wat hulle so in hulle sak druk, en as hulle in die veld is, dan maak hulle notaatjies van die diere, of wat ook al. Ek sê, as jy nie 'n joernaal kan hou nie, vat daai boekie, koop daai vleisboekie, daai rooi boekie, wat jy ook so in jou sak kan druk, en waar jy in die veld is, of waar ook al, en terwyl jy die goed oordink, beleef jy iets, skryf dit neer. Skryf dit neer, want jy is besig om geestelike ontdekkings te doen. Ek dink, ons moet ook op 'n punt kom waar ons verskriklik eerlik met onsself kan wees. So spesifiseer vir jouself een area waar jy sukkel. Is dit miskien voortdurende moegheid as gevolg van jou geweldige program? Is dit miskien dat jy geweldig stoom vir sekere versoekings? Is dit miskien 'n hartseer wat jy net nie in jou lewe kan uitsorteer nie? Is dit frustrasie, 'n kort lont? Is dit miskien vrees? Ek hoor dese van soveel mense wat hulle lewe is eintlik gebou op vrees, hulle is bang vir alles. Neem dit in gebed na Jesus. Sê vir hom, Here, ek sukkel hiermee. Ek kry nie oorwinning hiermee nie. Maar doen dit. Identifiseer 'n area in jou lewe waar jy sukkel. Kom, gaan oor tot aksie. En dan as ons dien soos wat Jesus dien, vind net een persoon hierdie week wat jy weet sukkel. Vind net een persoon. Dit hoef nie iets groots te wees nie. Dit kan miskien net wees dat jy 'n koffie saam met iemand gaan drink wat nodig het om net te wend en net sy of haar hart skoon te maak. Doen dit. Wees 'n oor vir iemand. Miskien kan jy prakties hulp aanbied, maar wys hulle dat God hulle realiteit en wêreld ken deur jou teenwoordigheid in hulle lewe. En wanneer dit jy persoonlik is wat sukkel, memoriseer Hebreërs 4 vers 15. Want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede kan meevoel nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Memoriseer dit, sê dit vir jouself as jy sukkel. Herinner jou voortdurend daaraan. Jesus verstaan. Miskien verstaan niemand anders in die wêreld hoe jy funksioneer, wie jy is en waar jy is in die wêreld nie. Jesus verstaan. En wanneer jy dit vergeet, sal Hebreërs 4 vers 15 jou herinner. Ja, ek het dan maar reg aangegaan. Ek het net so vir 'n oomblik 'n ander vers geraak gelees. Dan julle vier nagmaal, wanneer ons nagmaal vier met nuwe oë. Dink nie net aan die brood en die wyn nie, maar aan dat as jy sien hoe Jesus se liggaam gebreek is, jy dink hoe hy honger gely het. Dink aan die wyn en sy bloed wat gevloei het. Vier dit nie net as simboliek nie, maar as iets wat gebeur het, omdat Jesus jou so lief gehad het, dat hy was bereid om in jou werklikheid en in jou wêreld in te stap. Waar ons eintlik hier op ons 10de verjaarsdag staan ons voor 'n keuse. Ons kan hierdie boodskap hoor en ons kan dink, dis mooi, of ons kan dink, dis so mooi nie, maar ons kan sê ons het die boodskap geluister, check. Of ons kan toelaat dat God deur sy Gees ons harte so aanraak dat dit ons verander. Dat ons herinner sal word dat wanneer ons sukkel is ons nie alleen nie. Dat ons gemotiveer sal word soos wat Jesus dien, moet ons dien. Dat ons geïnspireer sal word om intimiteit met hom te groei elke dag. Ek wil afsluit deur te sê, ons dien nie 'n verre God wat ons nie verstaan nie. Ons volg 'n verlosser wat ons wêreld en ons realiteit ken, wat ons pyn gedra het en ons roep om in sy liefde te leef en ander te dien soos hy ons gedien het. En wat hy na ons toe vra is jy bereid om 'n volgeling, 'n disipel van my te wees? Is jy bereid om gehoorsaam te wees en 'n verskil vir my in hierdie wêreld te maak? Amen. Kom ons bid saam.
Here, 10 jaar. 10 jaar van u genade en u liefde in hierdie gemeente. Ons het gesien hoe in 10 jaar klomp dinge verander. Hoe hy ons vorm, hoe hy ons skuif, stadig maar seker. Tot waar hy ons gebring het op jaar 10. Na die, ek wil amper sê, na die kern van u boodskap in hierdie wêreld. Wees 'n disipel. Beweeg van bekeerling na volgeling. Here, wil u ook deur die Gees ons nie net kom toerus om dit te doen nie, maar wil u vir ons die durf en die moed gee om al hoe meer gehoorsaam te leef tot eer van u naam. Dankie dat u in ons wêreld kom instap het. Dankie dat u ons realiteit ken. En dankie dat ons weet, maak nie saak waar ek is nie, waarmee ek sukkel nie, waarmee ek oorwinning nodig het nie. U verstaan, maar u is ook die oplossing. In Jesus se naam kom bid ons dit. Amen. Hein sê, hy wil gou iets sê. Hein, kom, ek sien jy, hy, daai mikrofoon. Goeie môre julle. Heinrich het sê ek het 15 minute, maar ek sal net 2 minute gebruik. Jy weet, Faros het eintlik 3 verjaarsdae vandag, so ons kan eintlik langer vier, want ons is 'n dag ouer, ons is 'n jaar ouer, en ons is 'n dekade ouer, so is 3 verjaarsdae. Maar wat ek wil sê, God het iets in Heinrich en Liesel se lewe laat gebeur, dat hulle op die ou en Faros gemeente 10 jaar gelede gestig het. En Heinrich en sy liefdevolle vrou Liesel, is dit Liesel nie? Is nou al 10 jaar by ons. En ek moet vir julle sê, vir my en my vrou, was dit die beste ding wat ooit kon gebeur het. Julle het baie seer gekry, maar ek wil nie daaroor praat nie. Maar ons voel regtig asof ons nou deel is van 'n gemeenskap. 'n gemeenskap van mense wat lief is vir mekaar en met mekaar deel en met mekaar groet. Ons het foute, ons het almal foute, maar op die ou en vrydag is daar regtig, ek voel liefde aan, ek voel daar's liefde, as iemand jou sien, is hy bly om jou te sien. So baie dankie Heinrich en Liesel dat julle so lank hier gebly het, want julle kon sekerlik al weggegaan het. Maar dis lekker, onthou julle het ook laas gepraat het oor selgroepe, toe sê ek, wat Emo Adams gesê het altyd, wat het hy gesê? Waar is dit lekker? Hier sit lekker. Okay, so ons is ongelooflik bevoorreg, ons het die ongelooflikste mense ontmoet. Heinrich hulle het gekom met iets soos die klein groepe. Die klein groepe is net fantasties. Ons het 'n groepie wat baie goed sing en baie mooi praat en so dis net great. En jou entoesiasme wat jy Liesel gewys het deur 'n nuwe programme soos disipelskap nou te begin in 70x7. Ek wil nog steeds hê 'n gesprokelike gesprek met my vrou oor hierdie 70x7. Want sy verstaan dit nog nie lekker dat dit soveel is nie, maar baie voorspoed vir julle en laaste maar dit die minste nie, al die eer kom ons hemelse Vader toe. Is dit nie vir hom was nie, sou die goed nie gebeur het nie. So hy het besluit as 'n plan om Hein Barnard in die kerk te kry. Hulle is dit nou net ek en my vrou, maar baie dankie, julle is great mense. Baie dankie Hein. Ek sê ja, julle gaan ook nie maklik van ons ontslaa raak nie, né? Dit moet julle weet. Julle, dankie. Ek weet jy is daar nog koffie of eetgoedjies of het julle alles gepolish? Het julle gepolish? Okay, kom ons staan op vir die seën van die Here en kom ons gaan leef as volgelinge van die Here Jesus Christus. Ek sien daar's daar nog 'n koffietjie en ietsie koels as jy sommer net wil. En ons nog iets. Nee, julle het nie gepolish nie. Gaan polish asseblief. Die Here sal vir julle seën en vir julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en vir julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede kom gee. Amen.